Goeiedag. Vandag kyk ons na 'n nogal uitdagende idee uit Dr. Letts Pretorius se boereboek. Dis gebaseer op sy navorsing by Potchefstroom Universiteit. Ja, hallo. Die kernvraag wat jy vir ons gestuur het daar dalk twee aparte volke uit die vroeë Afrikaans sprekendes ontwikkel. Nie net die een Afrikaner volk soos ons dikwels aanvaar nie. Presies. Pretorius reken hierdie ou idee van een groep is eintlik 'n konseptuele blok. Dit keer ons om die geskiedenis mooi helder te sien. So dit vereenvuldig dinge te veel. Ja, dit is wat die bronmateriaal hier suggereer. Kyk, die settlers het natuurlik uit Europa gekom, Nederlanders, Duitsers, Franse, en ja, hulle het klasseverskille saamgebring. Jy weet, die burger in die stad teenoor die boer op die platteland. Maar die Kaap was anders. Heel anders. Die omstandighede hier was uniek. Dit het nuwe soorte groeperinge laat ontstaan, nie net 'n Europese natrek nie. Goed, so hoe het hy paaie dan begin skei? Pretorius het mos hierdie model van 6 fases van die 1600s af. Ja, 6 fases. Ons kyk vandag spesifiek na die begin, hè. Fase 1, die 1600s, was nog redelik gemeng, 'n gemeenskaplike oorsprong. Korrek? Maar is in fase 2, die 1700s, waar hy begin praat van 'n proto-Afrikaner en 'n proto-boer wat vorm. En dan fase 3, dis nou die 1800s, dan sien jy hoe daai proto-Afrikaner die kolonialer word, meer deel van die Kaapse bestel, en die proto-boer word die boervolk, veral met die trek na die binneland. Die latere fases, apartheid Afrikaner, blanke Suid-Afrikaner, reënboognasie, dis vir 'n ander keer. Ons fokus nou op daai aanvanklike skeiding. Ja, daai vroeë jare. Waar het dit begin? Die bronne wys mos na die verskil tussen kompanjie-amptenare en die vryburgers. Eers amptenare wat vrygestel is, later immigrante. Presies. Maar selfs onder daai vryburgers was daar 'n verdere verdeling. Jy het die akkerboers gehad? Die wyn- en koringboere naby die Kaap? Ja, hulle het nader in die Kaap gebly onder die kompanjie se invloed. En dan kry jy die veeboere. Hulle het al verder die binneland in beweeg, op soek na veiding. Daai veeboerebeweging, weg van die Kaapse direkte beheer, dis nogal belangrik vir die argument hier. En dis uit hierdie veeboere, veral die wat oos getrek het, sê maar Graaf Reinet se wêreld, die wieg van die boervolk waar die proto-boer ontwikkel. Dis reg. Wat het hulle gekenmerk volgens die bronne? Wel, 'n paar dinge staan uit. Eerstens, 'n baie sterk vryheidsstrewe, wegkom van koloniale beheer. Dan, 'n diep verbintenis aan die grond self. Grondpatriotisme, kan jy sê. En die omstandighede was moeilik. Ja, Pretorius praat van amper darwinistiese omstandighede op die grens. Dit het 'n soort uitskietersgees geskep. Hulle was hard. En dan ook 'n diep geloof en 'n sterk onafhanklikheidsin. Durban het hulle moes beskryf as onverskrokke, geduldig, arbeidsaam, ordeliewend en godsdienstig. So, die uitdagings het hulle saamgesnoer. Definitief. Die gedeelde bedreigings aan die oosgrens het daai groepsbewussyn help bou. Goed, nou die ander kant, die proto-Afrikaner, wat later die kolonialer word. Hulle kom meer uit die akkerbouers, amptenare, handelaars, naby die Kaap. Dis korrek. Alle pad lyk anders. Hulle bly grootliks binne die koloniale invloedsfeer. Eers Hollands, toe later Brits. Dit lyk of hulle fokus meer op ekonomiese welvaart binne daai stelsel was. Minder nasionalisties. Ja, die bronne dui aan hulle was minder ingestel op republikeinse idees. Hulle het ook beter toegang gehad tot formele onderwys en administratiewe poste. Brywer, 'n ander bron, reken hulle het nie regtig aan hulself as 'n aparte volk gedink nie, maar meer as deel van die breër koloniale opset. Dis interessant hoe daai nabyheid aan die Kaap teenoor die trek binneland toe sulke verskillende uitkyke kon skep. En hierdie verskille, sê Pretorius, het skerp uitgekom met die Kaapse patriote teenoor die Oranje manne, laat 1700s. Ja, en dis fascinerend hoe daai konflik die twee groepe amper speel. Die patriote, jy weet, geïnspireer deur revolusies in Europa en Amerika. Hulle praat van burgerregte, volksstem, vryheid, vaderland. Presies. En daai sentiment was baie sterk onder die proto-boere aan die oosgrens. Dit het mos gelei tot daai kortstondige republieke in Swellendam en Graaf Reinet. Pretorius sien dit amper as die konsepsie van die boervolk-idee. En die Oranje manne? Hulle was die teenoorgestelde. Pro-Brits, anti-revolusie, lojaal aan die monargie. Baie meer in lyn met die amptenare in die koloniale groep in die Weskaap.
So daai konflik het die twee denkrigtings, die boeregesindheid en die koloniale gesindheid, nog duideliker gemaak. Die skeidslyne was toe al redelik sigbaar. So om saam te vat, die bronne hier sê eintlik daar was van vroeg af twee duidelike strome onder Afrikaanssprekendes, nie net een nie. Dis dit. Jy het die proto-boer gevorm deur die trek, die grens, die soekende vryheid, en jy het die proto-Afrikaner, of kolonialer, meer gevestig, nader aan die koloniale sentrum, met ander prioriteite. Hulle teenoor die koloniale gesag gestaan het. Dit het van die begin af verskillende rigtings bepaal. Goed, dit bring ons by die einde. En hier is iets vir jou om oor te dink, gegrond op hierdie materiaal. As hierdie idee van 'n vroeë tweeledigheid waar twee strome wat dalk eers later, veral in die 20ste eeu, doelbewus probeer saamsmelt is in een Afrikaner identiteit. Hoe verander dit jou blik op die res van Suid-Afrika se geskiedenis? Op die politieke spanninge, selfs op hoe ons vandag oor identiteit dink?